Môre maat. Ons gaan vanoggend verder met hierdie baie interessante verhaal van Biljam. Want eintlik die koning van Moab, Balak, het mos vir Biljam gelaat kom. Maar Vader Jahwe het deur die mond van die donkie net vir Biljam gewaarsku. Pas op Biljam, jy moet net sê wat ek sê vir jou om te sê. En daar kom Biljam toe daar by Balak aan en Balak maak 'n groot partytjie. Want ons weet mos as mens partytjies het en mense gee geskenke, dan is mos nou baie ontspanne en mense sê graag wat ander mense wil hoor. En Balak dink hy gaan nou 'n bietjie vir Biljam omkoop. Hy gee hom baie geskenke. En daar gaan Biljam toe die volgende dag, want Balak wil hê Biljam moet nou vir die Israeliete vervloek. Nou maat, hy volgende dag vat Balak vir Biljam en hy gaan daar op teen die berg soos wat hulle gedoen het daai tyd. En Biljam sê vir Balak, jy moet 7 altare bou en 7 bulle en 7 ramme slag. Dis 'n verskriklike gedoente. En dan moet jy nou na Israel kyk en jy moet vir hulle sleg sê, jy moet hulle vervloek. Maar Biljam sê vir Balak, Balak, jy moet onthou, ek kan net sê wat Jahwe van sy volk sê. Nou maat, ons weet hoe sleg voel dit as iemand vir jou sleg sê, nee. As iemand jou beledig. Dit is nie lekker nie. En soms sê mense die waarheid, dan voel ons ook sleg. Nou wanneer Biljam vir Israel sien, die volk van Jahwe, dan is daar sekerlik baie dinge wat hy kan sê, wat waar is dat hulle ongehoorsaam was, soos ons al gesien het, nee? Hulle het baie gekla, en hulle was ondankbaar. Maar dis nie wat Biljam sien nie. Vader Jahwe sê vir Biljam, Biljam, jy moet my volk seën, want ek is vir hulle lief. En Biljam begin te praat, en hy sê, dat Israel is hier die mooi volk van Jahwe, en hy sê net goeie goed. En ou Balak is kwaad. Hy sê vir Biljam, Biljam, ek het jou laat kom, nie om vir Israeliete mooi goed te sê nie, ek wil hê jy moet van hulle lelike goed sê. Biljam sê, ek kan nie, net wat Vader Jahwe van sy volk sê, dit kan ek sê. En Biljam sê, Balak sê vir Biljam, kom af van hierdie berg af. Die volgende dag, toe gaan hulle na 'n ander berg toe, en hulle kyk vir die Israeliete van 'n ander kant af. En Balak sê vir Biljam, Biljam, jy moet net so van die kant af kyk. Moenie weer mooi goed sê van die volk nie. Ek betaal jou. En Biljam sê vir Balak, ek kan net sê wat Jahwe wil hê ek van hulle moet sê. En hulle bou toe weer 7 altare, 7 bulle, 'n verskriklike gedoente. En toe Biljam begin praat, toe vertel hy net van hoe wonderlik is die volk van Vader Jahwe, die Israeliete. En dis nie regtig dat die Israeliete so wonderlik is nie. Dis dat Vader Jahwe vir hulle soveel beloftes het, dat hy soveel planne vir hulle het. En Balak is kwaad, hy sê vir Biljam, kom Biljam, hou op om sulke mooi goed van die Israeliete te sê. Ek wil hê jy moet hulle vervloek. En die 3de keer, toe gaan hulle weer op 'n ander berg, en hulle klim op. En Biljam, die Bybel sê so mooi, hy het nie soos die vorige keer besig gewees met towery nie. Hy het mooi geluister wat Vader Jahwe vir hom sê. En Vader Jahwe sê vir Biljam, hierdie mooi goed van Israel. En nou Balak is kwaad. Hy sê, nou gaan ek jou niks betaal nie. Biljam sê, wel, ek het jou gesê, dat jy help nie gee vir my goud en silwer nie. Ek kan net sê wat Vader Jahwe sê, maar ek wil jou nog iets vertel. Maats, Biljam vertel vir Balak, die profesie, die belofte van Yeshua wat kom, die verlosser. Dis nou alles behalwe wat Balak wou hoor. Balak wou net slegte goed sê en slegte goed hoor. En wat leer ons hier uit? Ons leer hier uit, dit maak nie saak wat ander mense sleg sê of lelike dinge sê nie. Ons moet hoor wat Vader Jahwe van ons sê. En Vader Jahwe sê, ons is sy kinders, hy is vir ons lief, hy maak van ons sy bruid, sy volk wat hom lief het, al voel ons baie keer net, ons verdien slegte dinge. Ons lees in die woord, dat in Yeshua is ons sy kinders. En so leer ons 'n verskriklike groot les. Maak nie saak wat die wêreld van ons sê nie. Ons luister net wat Vader Jahwe van ons sê. En wat sê hy van ons? Ons is sy kinders. En hy is lief vir ons.
Ons moenie bekommerd wees oor wat ander mense van ons sê of dink nie. Ons moet mooi luister. En so het die hele ding wat Balak gedoen het om vir Biljam te kry om die Israeliete te vloek, het Vader Jahwe omgedraai en dit het in 'n seën, iets moois opgeëindig. Maat, vra vir mamma of pappa om vir julle Numeri 22 te lees. 'n Wonderlike verhaal. Kom ons bid saam. Dankie Vader Jahwe, dat U vir ons seën, dat U van ons mooi goed sê, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U ons goed maak. In Yeshua duur gekoop het en dat ons aan U behoort. Amen. Totsiens maat, tot volgende week. Tata.